Ons lees uit die boodskapvertaling net die inleiding tot die boek Habakuk. Die skrywers vat so mooi hierdie 3 hoofstukke saam en daarom lees ek die inleiding, omdat dit so raak opsomming was. Die volk in die tyd van Habakuk het deur beproewinge gegaan, net soos ons volk hier in Suid-Afrika, in hierdie tyd waarin ons leef. En God het deur Habakuk met die volk gepraat. En die antwoorde was nie altyd wat die volk wou hoor nie. En ek lees die inleiding, soos wat dit hier opgeskrywe staan, voor die boek Habakuk. Hierdie kort profeteboek het baie van ons tyd te sê. Dit is 'n boek wat net soos ons die waarom-vraag vra. Gelowiges vra die vraag waarom God nie antwoord as hulle na hom roep en hulle swaar kry nie. En ook hiermee kan ons natuurlik vereenselwig. Hoewel die boek op 'n negatiewe noot begin, eindig dit in hoofstuk 3 met 'n gebed van vertroue in God. Hierdie profeteboek leer ons nie veel van die geskiedenis nie. Die boek gaan oor die probleem of God sy mense vergeet het. En voel ons nie ook elke dag so nie? As dit dan nie elke dag is nie, baie gereeld voel ons dat God verby ons kyk. Daar's net een verwysing na die Galdeërs in hoofstuk 1 vers 6 wat iets oor die geskiedenis vir ons sê. Dit lyk of die boek uit die tyd kom toe die Babiloniërs die mense van Juda gepla het. Dit is die tyd toe die tempel verwoes is en Jerusalem ingeneem is. Habakuk was 'n tydgenoot van Jeremia. Nou ek kan my indink as die tempel verwoes is en Jerusalem ingeneem is, dan was dit 'n redelike rowwe tyd. 'n Tyd van oorlog, verwoesting, breek en nie bou nie. En ek is seker mense het weggekruip vir hulle veiligheid. En die vrees ervaar net soos ons dit in ons alledaagse lewe, deur die kollektiewe gees van trauma, waardeur so baie mense gaan met die geweld, kan vereenselwig. Die inhoud van die boek kan kortliks soos volg ingedeel word. Ons kry eers 'n opskrif in hoofstuk 1 vers 1 wat sê dat dit 'n boodskap van God is wat hy aan Habakuk gegee het. Dan volg die klagte van die volk, Juda, in hoofstuk 1 vers 2 tot 4 dat God hulle vergeet het. Weereens kan ons natuurlik hiermee vereenselwig. Dit voel baie dae asof die Here verby ons kyk. In hoofstuk 1 vers 5 tot 11 gee die Here aan hulle 'n antwoord, maar dis nie wat hulle verwag het nie. Die antwoord ontstel hulle nog meer en hulle begin twyfel oor die Here se regverdigheid. En ook hier in die tyd waarin ons leef, bevraagteken ons nie waar is hierdie God van liefde dan. Kyk hy nie ons mis nie, sien hy ons swaar kry. Dit lyk of hy onregverdige mense voortrek. Natuurlik spreek hierdie boekdele van die tyd waarin ons leef. Dit lyk asof daar nie verantwoordelikheid geëis word van korrupte mense en skelm mense nie, en asof eerlikheid beantwoord word met verwerping en uitsluiting. En dit lei tot 'n tweede klagte van die volk teenoor die Here in hoofstuk 1 vers 12 tot 17. Die Here antwoord weer in hoofstuk 2 vers 1 tot 20. Habakuk kom tot die insig dat mense wat verkeerde dinge doen, nêrens heen op pad is nie. Voel nie vir ons so nie, maar natuurlik in God se skaal van tyd kyk hy baie verder as die duur van een van ons menselewens of die paar jaar waarin ons vergelding verwag in ons menslike verwysingsraamwerk. Habakuk kom tot die insig dat mense wat verkeerde dinge doen, nêrens heen op pad is nie. Hy leer ook dat mense wat gehoorsaam is en op die Here vertrou, weet waaroor die lewe eintlik gaan. Habakuk eindig in hoofstuk 3 vers 1 tot 19 met 'n gebed wat sê dat 'n mens die Here kan vertrou. Voel nie vir ons elke dag so nie, maar uit my eie lewe kan ek getuig dat dit waaragtig waar is. Ons dien die God van die onmoontlike.
die God wat dood in lewe verander. Wie Habakuk self was, weet ons nie en dit is ook nie belangrik nie. Wat wel belangrik is dat hy tussen die Here en die volk van die Here gestaan het en dat die Here hom as boodskapper kon gebruik. Sy boodskap was dat ons nie lyding sal vryspring nie, maar dat die Here by ons kom staan in ons swaar kry. Hy help ons om daardeur te worstel totdat ons weer lig sien. Dit bly belangrik om in die Here te bly glo, al kry 'n mens swaar. Die laaste gedeelte som op dat die omstandighede nie noodwendig verander nie. Dat ons nie lyding noodwendig sal vryspring nie, maar dat die Here ons hand kom vat in ons swaar kry. En dat hy ons sal help om daardeur te worstel tot ons weer lig sien. Daar is lig, maar ons moet in God se plan vertrou. Ek wil jou bemoedig om die 3 boeke van Habakuk te gaan lees en die fyner besonderhede van die volk se klaagliedere, as ek dit so kan stel, en ook God se antwoord deur Habakuk en hoe dit 'n teleurstelling vir die volk is. En ons word bemoedig deur hierdie verhaal van Habakuk en die volk se omstandighede dat God wel weet wat hy doen. Dat ons hom mag onvoorwaardelik vertrou met nie net ons lewens, ons gesinne nie, maar met ons land en ons wêreld. God is in beheer. Dit dan die inleiding. Ek gaan dan ook lees hierdie gebed, die heel laaste verse van Habakuk 3 vers 17. My vertroue in die Here is nie afhanklik daarvan dat dit met my goed gaan nie. Al dra die vye boom nie vye nie en al is daar nie druiwe aan die wingerd nie. Al misluk die olyfoets en lewer die landerye geen oes op nie. Of al vrek die skape en die beeskrale is leeg, sal ek die Here met 'n hart vol blydskap dien. Ek het al ervaar hoe die Here my uit moeilike omstandighede red. Die Here wat as koning regeer, gee vir my krag wat ek nodig het. Hy maak dit vir my moontlik om probleme sonder moeite te kan hanteer. En dan, so in hakkies, 'n nota vir die afrigter van die koor. Snaarinstrumente moet saam met die gebed gespeel word. En hierdie aanduiding van musiek dui daarop dat nieteenstaande die volk se omstandighede uiteindelik God sal seëvier. God is in beheer, nieteenstaande ons omstandighede. Dit vat nie ons lyding weg nie. Dit verander nie ons omstandighede nie, maar hy kom ontmoet ons in ons omstandighede. En hy sal ons deurdra. En ons het daardie gemoedsrus dat ons vanaand ons kop op die kussing kan neerlê en weet dat waar ons nie bykom nie en waar ons nie sien nie, kom God by en sien God. Die wiel draai nie op die spoed waarteen ons hom wil hê nie, maar hy draai en God weet wat hy doen. God se tyd is perfek. God is nooit vroeg nie, hy is nooit laat nie, maar God is. Here, in hierdie tye van beproewing in ons land en ons volk en ons mense, bid ek dat U ons hand vashou, soos wat ons deur die oënskynlike dal van doodskade gaan. Dat U vir ons die lig laat sien en altyd ons geloof versterk deur die Heilige Gees wat in ons harte woon. Dit bid ek in die naam van Jesus, ons Verlosser, wie se bloed ons vrygekoop en betaal het. Ongeag ons omstandighede of die toestand in ons land, ons verlossing kan nooit omgekeer word nie. Dankie dat ons in oorwinning lewe. Ons weet ons sal eendag terugkyk en een ryspore sien, en dit was nie ons nie. Amen.